Ja, dus die voorlaaste team wat ek reg gesê het, ek ook nie ek julle in die slaap raak. As julle in die slaap raak, staan nog 'n bietjie op. Kom ons kyk hoe gaan dit. Geagte vriende en volksgenote, die ANB het die afgelope maande baie doeltreffend die feitelike besonderhede en bewyse in verband met die internasionale komplot of samenswering teen die Afrikaner volk en die bankers van Suid-Afrika, bekend as die IDASA komplot, onder die aandag van ons volksgenote gebring. Deur die IDASA komplot is ons volk en die ganse blanke bevolking van Suid-Afrika op 'n veragtelike en bedrogvolle wyse uit die politieke mag of seggenskap oor ons vaderland gekom. Nou na 30 jaar onder die ANC kommunistiese onwettige regime is ons land se infrastruktuur en ekonomie tot so 'n mate geplunder dat alles dreig op enige oomblik in wye te stort. Vir die jong geslag wat vra hoe ons vaderland in hierdie gemors beland het, is dit van die uiterste belang om 'n duidelike antwoord te verskaf. Daarom voldoen 'n reeks artikels die regse verraad, as ook die waarheid van ons geskiedenis wat teen einde verlede jaar op die ANB webwerf gepubliseer is in 'n baie mooi mate. Vandag vra ek kortliks u aandag vir die verband tussen die IDASA komplot en die IDASA komplot soos ons dit veral in die 1990 tot 1994 in Suid-Afrika tot uitvoering gebring is. Dit aan die een kant die IDASA komplot en aan die ander kant die veel groter en baie meer omvattende Illuminati komplot, 'n wêreldwye internasionale komplot of 'n samenswering wat al vir etlike honderde jare aan die gang is. Nou ja, vanweë die omvang kan slegs enkele lyne getrek word om aan te toon dat die IDASA komplot in sy geheel deel uitmaak van 'n veel groter internasionale komplot, waarin die verwesenliking van 'n een wêreldstaat onder totale beheer van die Joodse geldmag, 'n klein groepie internasionale bankiers, nagestreef word. Die doelwit van die groot komplot is om die soewereiniteit van alle lande te vernietig en die ganse mensdom te verslaaf binne 'n verenigde volke, een wêreld diktatorskap. En agter die groot wêreldgebeure wat ons vandag voor ons oë sien afspeel, is eintlik 'n relatiewe klein groepie mense wie se enigste doelwit is om die hele wêreld te verslaaf en voor te berei vir daardie duiwelse een wêreld staat, een wêreld geldstelsel en een wêreld regering. Dan kan ons byvoeg een wêreld godsdienst, en dit sal eintlik maar satanisme wees. Nou ten einde 'n duidelike beeld van hierdie sataniese komplot te kry, moet ons teruggaan na die ontstaan daarvan in die middel van die 18de eeu. So vroeg soos reeds die 1760s het 'n geheime organisasie by name die Illuminati tot stand gekom. Die Illuminati is georganiseer deur ene Adam Weishaupt, 'n Rooms-Katholieke priester en 'n gebore Jood, in opdrag van die Rothschilds familie. Dit is dan die Rothschilds familie, is die Joodse familie wat die Illuminati sedert die 1760s onder leiding van Adam Weishaupt gefinansier en van stapel gestuur het. En om nou die verband met die IDASA komplot sommer duidelik te maak, maal ek vir ons aan uit ons ANB-studie onder die datum voor Junie 93 het ons die volgende gelees. Iver Jenkins rig namens IDASA 'n brief aan graaf Otto Lambsdorff van Duitsland om finansiële steun aan die CDP. Van Sail Slabbert het vooraf met Lambsdorff 'n gesprek gevoer om natuurlik sy goeie gesindheid vir die CDP aan te wakker. Lambsdorff is voorsitter van die linkse Vrye Demokratiese Party in Duitsland, in die Duitse parlement, maar nog meer belangwekkend, Lambsdorff is ook
'n lid van ten minste 2 berugte internasionale poeiermaatskappye wat wêreldwyd opereer, die Bilderbergers en die Trilateral Commission, waarin hy lidmaatskap deel met onder andere Henry Kissinger, Bill Clinton, Alan Greenspan, Paul Volcker, David Rockefeller en Baron Guy de Rothschild. So daar het ons dit. Graaf Otto Lambsdorff, by wie van Sail Slabbert en Ivor Jenkins geld gebedel het vir die DASA komplot om die Afrikaner volk uit sy land uit te kil, beweeg in dieselfde kringe as Baron Guy van Rothschild, daardie engste Rothschild familie wat in 1760 reeds die stigters van die Illuminati was. So daar het ons 'n baie duidelike verband tussen die DASA komplot en die groot komplot wat reg oor die wêreld besig is om finaliteit te kry. 'n Groot som geld sou sonder enige twyfel van die duiwelse oord vir die DASA beskikbaar gestel gewees het. Om terug te kom by die Illuminati komplot. Die Franse Revolusie van 1789 was die eerste groot projek van die Illuminati. Later sou een tak van die Rothschild familie Napoleon finansier en 'n ander tak van dieselfde Joodse familie die Brittanje, Duitsland en die ander volke in die Napoleonitiese oorlog. Daarna het hulle gehoop dat almal so brandarm en moeg vir oorlog en bloedvergieting sou wees dat hulle maar te gretig sou gryp na enige oplossing. Daarom is deur die Rothschild agente die sogenaamde Weense Kongres geloods, waar gepoog is om 'n eerste volkererbond te stig. Die Weense Kongres was die Illuminati se eerste poging in die rigting van 'n een wêreldstaat, gegrond op die veronderstelling dat al die hoofde van die Europese regerings so baie aan hulle verskuldig was, dat hulle natuurlik die oorlog in gang gesit en hulle het ook weer die hulp gegee na die oorlog, sodat hulle vir die plan sou inval om hulle self in 'n gesamentlike staatkundige liggaam te laat inbind. Die Russiese tsaar het egter snif in die neus gekry van die komplot en die hele Weense Kongres se doelwit verongeluk. Daarop het Nathan Rothschild, die hoof van die destydse Rothschilds familie, gesweer dat hy of sy nageslag eendag die tsaar en sy familie sou uitroei. En dit is in 1917 met die aanvang van die Russiese revolusie tot uitvoering gebring. Nou weer ietsie oor die Adam Weishaupt. Nou die Weishaupt was 'n jesuïtiese opgeleide professor, Rooms-Katholiek in die kanonieke reg aan die Ingolstadse Universiteit, wat die sataniese komplot aangegryp het en deel daarvan geword het. In 1770 maak hy kennis met beroepsgeldskieters van die huis van Rothschild. Hy kry opdrag om die protokolle van die ouderlinge van Sion te herstel en te moderniseer. En hierdie protokolle van die ouderlinge van Sion kom eintlik al oor baie honderde jare. Dit was uit die staanspoor bedoel om die sinagoge van die Satan te wees. Voortsetting van die sinagoge van die Satan, soos wat Christus dit doen in Openbaring 2. Uiteindelik is hulle doelwit wêreldoorheersing. 'n gedetailleerde sataniese wêreldplan is reeds deur hierdie Jood Weishaupt op 1 Mei 1776 saamgestel, bekendgestel, waar volgens die Illuminati amptelik georganiseer is en elke dingetjie in plek gesit is om hierdie bose plan uit te voer. Daar het ons sommer die antwoord waarom die datum 1 Mei vir die kommuniste so 'n belangrike datum is. En hierdie plan en die vernietiging van alle bestaande regerings en ook alle godsdiens geverg. Om die doelwit te verwesenlik, moes die mensdom die goeiem of menslike beeste, soos Weishaupt hulle genoem het, steeds meer en meer in opponerende kampe verdeel word. Om godsdienstige, ekonomiese, maatskaplike, ras, enige rede wat ook al,
solank die mensdom strydende faksies is. Die vyandige groepe moet dan bewapen word en insidente moet geskep word, sodat hulle mekaar sal beveg en sodanig uitmergel dat 'n eenwêreldliggaam as redding van die mensdom aangegryp moet word. Diegene met buitengewone vermoë sal dan na vore tree om oor die ganse wêreld te regeer en die toekomstige oorloë te vermy. Dis die plan in kort. Nou, Weishaupt het die woorde vrede op aarde as lokas gebruik. En presies soos dit ook deur sy latere opvolgers gedoen is in die oprigting van die VVO in 1945. Die Verenigde Volkenorganisasie het gesê, nou is daar vrede op aarde. Weishaupt het losies van die Grand Orient, dis vrymetselaarsloosies, op die been gebring en as hoofkwartiere van die Illuminati, alles in opdrag van die Rothschilds. Toe die Beyerse regering in 1875, in 1785, 4 jaar voor die Franse Revolusie, in besit kom van inligting aan die bestaan en die planne van hierdie Illuminati wat hulle in die bouvoer onthul, en die samensweerders hulle revolusionêre ondermynende aktiwiteite begin verbloem onder die dekmantel van menslievendheid en humanisme. En sodoende kon hulle werk voortsit. Vandag weet ons, opereer die Vrymetelaars as 'n sogenaamde liefdadigheidsorganisasie. Na die slag van Waterloo versprei Rothschild die valse berig dat Napoleon die slag gewen het. Dit het tot die geweldige paniek op die Britse beurs gelei en aandele het feitelik waardeloos geword en Nathan Rothschild koop alle aandele teen 'n appel en 'n ei. Hierdeur het hy algehele beheer oor die Britse ekonomie kry beheer oor die ganse ekonomie van Brittanje en die grootste deel van Europa. Sodoende kon Rothschild Brittanje dwing om die New Bank of England te stig wat ten volle onder sy beheer was. Nou net op dieselfde lyn, meer as 100 jaar later sou die einste Rothschild familie met die hulp van Jacob Schiff, is iemand wat later op die toneel gekom het in Amerika, die Federal Reserve Act in Amerika aanvaar kry teen die Amerikaanse grondwet, waar volgens die huis van Rothschild op 'n slinkse wyse geheime beheer oor die Amerikaanse ekonomie verkry. Op 'n veel kleiner skaal, maar ook op dergelike wyse weet ons, Harry Oppenheimer met John Foster se medewerking in 'n baie groot mate ook beheer oor die Suid-Afrikaanse ekonomie. So mense, hierdie mense waarmee ons hier te doen het, werk en mag oor die geld, oor die ekonomie, hulle beheer die ekonomie van lande. Dit is die Joodse geldmag. In die vroeë 50er jare van die 19de eeu het die Illuminati 'n geheime vergadering in New York gehou. Dit is deur 'n Britse lid in ene Wright toegespreek. Daar is gesê dat die Illuminati besig was om nihilistiese en ateïstiese groepe met alle ander ondermynende groepe oor die wêreld te verenig in 'n internasionale groep bekend as kommuniste. Dit is dus hier in New York waar die internasionale kommunisme tot stand gekom het. En so is kommunisme deur die opperste kapitaliste, dit is die Illuminati self, geskep as 'n bangmaak afskrikmiddel om die ganse wêreld in die hande van die Illuminati en die een wêreldregering te jaag. Kommunisme is uit en uit geskep om die mensdom so geweldige skrik op die lyf te jaag, dat hulle vir hierdie mense die geld magnate, dat ons sal inkoop in die plan tot redding wat hulle vir ons aanbied. Kommunisme is in Amerika geskep. Clinton Roosevelt, 'n voorvader van Franklin D. Roosevelt, 100
Norris Greeley en Forrest Dana van die vooraanstaande koerantuitgewers van daardie tyd is aangewys as hoofde van die komitees wat fondse vir hierdie nuwe onderneming, dit is om kommunisme van die grond af te kry, in te samel. Natuurlik het die Rothschilds die meeste van die fondse verskaf, waardeur Karl Marx en Engels gefinansier is om Das Kapital en die communistische manifest in so Engeland te skryf. So is opponerende ideologieë geskep om die mensdom in verskillende kampe te dryf wat mekaar moet vernietig. So die geldmag skep opponerende ideologieë om die mensdom te verdeel en dan die harnas van mekaar in te jag dat hulle mekaar sal vernietig. Dit is die principe. Voor sy dood in 1830 het Weishaupt gesorg dat die Illuminati sy hersiene weergawe van die eeuwe-ouwe samenswering slaggereed op skrif gestel is. Die Illuminati sou onder verskeie ander name alle internasionale organisasies en groepe, ook kerke, organiseer, finansier, stuur en beheer, deur sy agente in topbestuurde te laat indring. In Amerika sou Woodrow Wilson, dis die man deur wie hulle die Federal Act deurgevoer het, hy was die president van Amerika, deur die baie Amerikaners beskou as 'n godsman. En hy het hierdie sleutel wet laat deurvoer wat die ekonomie van die Amerikaners oorgedraai het in die hande van die Joodse geldmag. Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Jack Kennedy, John Johnson, Rusk, McNamara, Fulbright enzovoorts is uitstaande voorbeelde van Illuminati agente. Die Wêreldoorlog in 1834 reeds het die Illuminati die Italiaanse revolusionêre leier Giuseppe Mazzini gekies om 'n revolusionêre program dwars oor die wêreld te lei en te organiseer. Hy is met die pos bekleed tot sy dood in 1872. Maar voor sy dood het Mazzini 'n Amerikaanse generaal met die naam van Albert Pike na die Illuminati gelok. En Pike was so betower met die idee van 'n een-wêreld regering en sou as leier van hierdie sataniese komplot na vore tree. Tussen 1859 en 1871 het Pike 'n militêre meesterplan geskryf waarin wêreldoorloë en verskeie revolusies dwars oor die wêreld presies uitgewerk is. Hy het gemeen dat die plan die komplot in sy finale fase in die 20ste eeu sou bring. Pike het 3 opperrade tot stand gebring in Charlestown, South Carolina, Rome in Italië en 'n derde in Berlyn, Duitsland. Verder het hy gesorg dat Mazzini 23 ondergeskikte rade in strategiese plekke reg oor die wêreld tot stand bring as geheime hoofkwartiere van die internasionale revolusionêre beweging. So wat is hierdie mense se werk? Is om revolusie te stoot, reg oor die wêreld. Mense in kampe te kry, mense aan die baklei te kry en die veg te kry. Hoe meer moord, hoe meer doodslag, hoe beter. Interessant, lank voordat Marconi die radio ontdek het die Illuminati wetenskaplikes reeds 'n metode daar gestel waar volgens Pike en die hoofde van sy raad in die geheim kon kommunikeer oor geweldige afstande. Die later ontdekking hiervan het verklaar hoe verskillende gebeure wat skynbaar geen verband met mekaar kan hê nie, op verskillende plekke op die wêreld gelyktydig plaasvind, sodat 'n oorlog en 'n revolusie daardeur tot gevolg kom. Mens dink byvoorbeeld aan die moord van 'n Oostenrykse prins in Sarajevo, wat saamgeval het met ander gebeurtenisse, omdat dit deur die Illuminati gelyktydig gereël is. Pike se plan was eenvoudig en doeltreffend. Kommunisme, nazisme, politieke sionisme, dis nou Israel, hierdie klomp Jode in Israel, en ander internasionale bewegings moes georganiseer word in 3 wêreldoorloë en minstens 2 groot revolusies. Die Eerste Wêreldoorlog het onder andere ten doel gehad om tsarisme in Rusland te vernietig, soos dat Rothschild dit om voorgeneem het na die Weense Kongres aan die einde van die 18de eeu, toe die Tsaar
sy planne verongeluk het. Hoogs opgeleide boewe, waaronder Lenin, Trotsky en Stalin, is tydens die Eerste Wêreldoorlog vanaf Amerika via Switserland per skip en uiteindelik in trokke oor Duitse grondgebied. Weet, dit is baie interessant, die Illuminati-leiers het in Switserland vergader. In die tyd van die Eerste Wêreldoorlog, nou is Duitsland en Engeland en al hierdie lande is vyande, hulle veg teen mekaar. Maar hier in Switserland kom die Duitsers en die Engelse en almal by mekaar in 'n nou saam vergadering en dan reël hulle 'n vrypas deur Duitse grondgebied deur middel van die Duitse geheime polisie. Vragmotors waaraan hierdie skurke vervoer word wat die Russiese revolusie van stapel gaan stuur. En ons weet dat binne 'n week is die Tsaar en sy hele familie uitgehoor en die bolsjewistiese revolusie in Rusland plaasgevind. Dit het niks met kommunisme te doen gehad. Kommunisme is dit, toe hulle klaar alles omvergewerp het, toe kry hulle die opdrag dat dit is nou 'n communistische vesting. Natuurlijk het die Illuminati-agente, nou kom ek sê dit klaar, is deur Duitse grondgebied onder beskerming van die Duitse polisie na Moskou gestuur om die bolsjewistische revolusie wat begin is deur die uitmoor van die Tsaar en sy hele familie aan die gang te sit, so sou Rusland gevorm word in 'n vesting vir ateïstiese communisme. Natuurlijk het die Illuminati-agente die verskille tussen die Duitse en die Britse Ryk aangeblaas om die Eerste Wêreldoorlog te laat woed. En na die oorlog sou communisme versterk word en gebruik word om ook ander regerings soos Pole en ook ander Europese lande te vernietig en godsdienste te verswak. Die Tweede Wêreldoorlog is aangeblaas deur gebruik te maak van die botsing tussen fascisme en die politieke sionisme. Hitler is gefinansier deur Krupp, die Warburgs en die Rothschilds, as ook ander internasionale bankiers. Wêreldwye haat is deur die sogenaamde slagting onder die Jode deur Hitler teen die Duitse volk opgejaag. Verder is die Tweede Wêreldoorlog bedoel om nazisme te vernietig en die mag van die politieke sioniste te versterk, sodat die staat Israel en Palestina daarna gevestig kon word. Tegelijkertijd is die internasionale communisme sodanig versterk dat het bykans net so sterk soos die Verenigde Christendom sou wees. Die Ooste en die Weste, daar die magsblokke waar die wêreld verdeel is die werk van die Illuminati. Die Derde Wêreldoorlog, soos Piet dit beplan het, sal gestook word tussen die politieke sioniste en die leiers van die moslimwêreld. Presies wat ons vandag in die Midde-Ooste sien gebeur. Die oorlog sal op so wyse beheer word aan albei kante, dat die Islamiete en die politieke sioniste, dit wil sê Israel, mekaar sal vernietig. Terselfdertyd sal die oorblywende volke wat ook oor hierdie saak in die wêreld verdeeld is, gedwing word om hulle self fisiek, geestelik en ekonomies uit te put. Hierdie raamwerk, soos die hierbo genoem, is deur Piek reeds in 'n verklaring aan Mazzini op 15 Augustus 1871 op skrif uitgegee. Dit het ons vandag in die wêreld sien gebeur. Nou vriende, dit is baie duidelik dat die groot doel van alles is dat die wêreld in vegtende, strydende kampe gedeel moet word en die mensdom moet homself vernietig. Het is so goed as jy gee vir 'n kind, vir 2 kinders, elkeen 'n mes en jy sê vir hulle dit toe, kom ons kyk wat gebeur. Die mensdom moet homself vernietig. Ek wil 'n paar dinge sê oor metodes wat hulle volg. Ten einde hulle mikpunte te beheer is verkry oor mense wat reeds hoë posisies bekleë op die verskillende regeringsvlakke en ander terreine deur middel van omkopery met geld en seksuele verleiding. Sodra 'n invloedryke persoon eenmaal gesoog het voor die leuns, die misleiding en die versoekinge van die Illuminati, moet hulle in 'n magsgreep gehou word deur die toepassing van politieke en ander vorme van afpersing, dreigemente en finansiële ruïnering, openbare ontmaskering
fisieke leed en selfs die dood, nie net van hulle self nie, maar ook van hulle familielede. Ons kan dus sê, intimidasie in die heel ergste graad. Dus ons die vandag vraag, hoekom met hierdie mense, ons eie mede-Afrikaners, hoe kon hulle dit doen, om ons volk, ons land uit te verkoop? As ons na hierdie werkswyses gaan kyk, dan kan 'n mens iets van 'n idee daartoe vorm. Gebruik van studente en studiebeurse. Verder word beklemtoon, of verder word buitengewoon begaafde studente uit goeie families met internasionalistische neigings bearbei en aanbeveel vir spesiale opleiding in internasionalisme. Dit behels die toekenning van studiebeurse aan diegene wat deur die illuministe gekeur is. 'n Voorbeeld hiervan is die bekende Rhodes-beurse. Sodanige studente word geïndoktrineer om te glo dat net 'n een wêreldregering 'n einde kan maak aan die gedurende oorloë en striwelinge van die aarde. En 'n onmiskenbare voorbeelde hiervan in ons eie land is byvoorbeeld persone soos Jan Smuts, John Foster en verseker ook heel party ander. Verdraaiing van nuus. 'n Vername oogmerk van die Illuminati is om die volledige beheer oor die pers wêreldwyd te verkry, sodat alle nuus en inligting verdraai kan word. In Amerika, byvoorbeeld, is feitlik alle rolprentateljees in Hollywood, alle radio, nasionale radio, en TV-kanale, as ook elke reeks metropolitaanse koerante en tydskrifte, as ook persdienste soos Associated Press, United Press International ensovoorts, die eiendom van die Lehman Morgan & Company, Goldman Sachs en ander internasionale Joodse bankiers. So die pers word deur hierdie mense beheer. Ja. Vriende, dit was kortliks wat ek vir die hart het oor die Illuminati en sy werkswyse. En as ons nou in ons eie land gaan kyk, en ons sien dat ons self, ons eie lywe voel, dan besef ons waarmee het ons te doen en waarteen lê ons stryd. En dan weet ons ook, as ons saam dink om Psalm 2, wat ons in die opening gelees het, die Here lag. Die Here lag, die konings van die aarde hou saam raad en span saam in teen die Here en teen sy gesalfde. En die Here wat op sy troon sit en hy ken nasies toe as erfdeel aan sy seun. Sê Psalm 2, eis van my en ek gee volke en nasies as jou erfdeel. Die een wêreldregering, die een wêreldstaat, die Illuminati wat alle volke en alle nasies wat die Here geskape het tot niet maak. Ons sê die Here het ons volk gemaak. Ons vertrou is op hom, ons oor op hom. En dan, as ons dan weet ons waar ons krag ook lê. En alles wat die Bybel vir ons leer, gebeur vandag presies in die wêreld. Daar is ook baie wat mens kan sê, maar ek gaan nou eers hiermee verstaan. Baie dankie.